Geduld beteken ons moet bly volhard. Terwyl ek die hoogtepunte van die Wimbledon tenniskampioenskappe sit en kyk, besef ek hoeveel kere die wenners van sekere stelle, van sekere wedstryde, hoe dat hulle bly volhard het. Al het dit baie gelyk, hulle is agter. En dan stadig maar seker bly hulle aanhou en hulle volhard en dan wen hulle uiteindelik die stel of die kampioenskap dan ook. En dit bring ons weer by die geheim van iets afhandel of om jou doel te bereik. Ek en jy moet bly volhard. Dit geld nie net van ons sport nie, dit geld nie net van ons besigheid nie, dit geld van alles waarin ons iets suksesvol wil voltooi, 'n voldoende resultaat wil bereik. En spesiaal, dit geld juis ook van ons geestelike lewe. Die skrywer van Hebreërs herinner ons in Hebreërs 10 vers 35 tot 36. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Interessant, ek lees in die gedeelte vooraf hoe van die gelowiges moes ly omdat hulle beledig en vervolg is, omdat hulle in Jesus glo. Maar nog iets interessanters, die ander mense, die ander gelowiges in Jesus, wat hulle dan vereenselwig het met hierdie mense, het ook gelei, en daarom moes hulle ook vasbyt en volhard, want hulle is ook vervolg dan ter hulle assosiasie met die mense wat gestraf is. Ek lees ook dat hulle baie gelei het omdat daarop hulle besittingsbeslag gelê het, maar dan die vreemde, hulle het 'n tipe blymoedigheid waarmee hulle dit hanteer het. Dit is amper onverstaanbaar en dit kan net deur die Gees van God in ons gebeur. Hulle het hulle besittings so geag dat die besittings wat ons by God het, is beter en blywend. In daai besitting is ons geloofsvertroue in Jesus Christus. Dit is merkwaardig eintlik om te dink, jy kan alles verloor wat jy besit en nogtans blymoedig wees omdat jy in Jesus Christus vertrou. Wel, vir my vertel dit weer dat ek nie so gou moet moedeloos raak nie, dat ek moet bly volhard en bly glo, sodat ek in daardie proses die wil van God bly doen. En die rede is so groot, want dis hoe ons ontvang wat God beloof, volgens Hebreërs. Of dit dalk nou 'n swaar kry is wat jy beleef, wat vir jou baie groot voel, of dalk net 'n irritasie wat knaand is, en nie 'n einde het nie, bly aktief geduldig wees. Want ons weet uit Hebreërs, ons moenie ons geloofsvertroue verloor nie. Ons moet bly volhard in geloof. God sal ons beloon. God hou by sy beloftes. Leef geïnspireerd.